die eeuwe. Amen. Aan die koning van die eeuwe. Amen. Here, ons kom vanmôre en ons kom lê onsself voor U neer. Ons verklaar vanmôre daar is niemand soos U. Daar's niemand meer lofwaardig as wat U is. Daar's niemand meer aanbiddingswaardig as wat U is, Here. En daarom kom ons vanmôre as 'n lewende offer. Kom gee ons onsself. Vader, word verheerlik deur elke persoon in hierdie vertrek, elke woord wat gespeel, elke instrument wat gespeel word, Here. Elke kind wat daar agter is, Here, by die kinderkerk. Elke ding wat asem het, Here. Loof ons U meer vanmôre. Vader, word verheerlik. Yes, Lord. Kom ons wees net bietjie stil voor die Here. Here, elke asem wat ons gee, is as gevolg van U. In U lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Vader, vanmôre kom ons en ons kom tree in vir ons dorp, ons dorpe, ons omgewing. Here, ons kom vra om vergifnis. Mense wat nie besef wat hulle doen. Ons vra, Here, vergewe ons. Ons staan in die bries vanmôre, in die plek van elke ongeregtigheid. Heilige Gees, dat die mense se oë sal oop. Ons van die kinders wat verval het en verblind word. Ons bid vir geopende oë. Geopende ore. Ons bid vir harte wat ontvanklik is. Vader, word verheerlik vanmôre.
Jy kan nie sit plekke neem. In die begin van die jaar te besluit ons gaan vir elke maand net 'n tema gee, net as 'n raamwerk. En die tema vir hierdie maand is die Koninkryk van God. En van al my jare in bediening, hierdie jaar sal die 27ste jaar wees in bediening. Kom ek by 'n punt waar ek by iets algemeen soos die Koninkryk van God kom. En die Heilige Gees openbaar iets wat net so belangrik is vir elke kind van God. En ek wil vanmôre net so 'n bietjie met jou praat oor God se Koninkryk. Sien, want wanneer ons praat van God se Koninkryk, dan is dit nie die enigste Koninkryk wat bestaan nie. Daar's 'n Koninkryk van lig en daar's 'n Koninkryk van duisternis. Jy sien, en ons ken die naam Koninkryk, ons verstaan die naam Koninkryk. Maar wat beteken die Koninkryk van God regtig vir my en vir jou? En wanneer Jesus aarde toe kom en hy praat van die Koninkryk, wat beteken hy nou eintlik? Want as kinders van God is dit belangrik dat ons dit moet verstaan. So, blaai gou saam met my in jou Bybel na Matteus 4 vers 17 toe. Ons sien in Matteus 3 is Jesus gedoop. Matteus 4 is Jesus versoek deur die duiwel op die berg. En nadat hy 40 dae gevas het, toe mikrofoon. OK. Plaai. Goed. Sorry julle. Beter? Amen. Dis wat ek wou hoor. En nadat hy versoek word deur die duiwel, na 40 dae, wat's die eerste ding wat Jesus gedoen het? En vers 17 sê in Matteus 4 vers 17, hoor wat sê hy? Hy sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, van die Koninkryk van die hemel het naby gekom. En ek besef daar is soveel dinge wat ons mee besig kan wees in godsdiens, en ons kan so besig wees en ons kan niks verstaan van die Koninkryk ook nie. Jy sien, as ons kerk by die kerk, ons werk by die werk, ons ou huis by die huis. Okay. Maar die Koninkryk van God eintlik is nie net kerkie. Soos die Koninkryk van God nie net hemel is nie.
En iewers het mense begin hou van die idee dat gee net jou hart vir Jesus sodat jy hemel toe kan gaan. Sonder dat hulle ooit werklik waar besef wat is die waarde van die koninkryk van God. En daar's iets wat ons moet verstaan rondom 'n koninkryk. 'n Koninkryk is nie net 'n idee nie. 'n Koninkryk is 'n plek. Dit is 'n plek. 'n Koninkryk het 'n koning. 'n Koninkryk, hoor, het wette, het reëls. 'n Koninkryk het 'n heerskappy wat uitgeoefen word. Okay. So 'n koninkryk, hoor mooi, brei uit. En hoe brei 'n koninkryk uit? Deur mense wat gestuur word. As 'n woord wat nou nie meer algemeen gewild is in vandag se terme nie. Kolonisasie, wat is colonization? Dis wat 'n koninkryk doen. Hoor mooi, 'n koning is nie 'n president nie. En wanneer ons van die koninkryk van God praat, is die vraag, nou wat is dit? Wat is dit? So ek wil hê ons moet blaai na Matteus 13 vers 10 en hierdie is die gedeelte waar Jesus praat oor die saaiër wat uitgegaan het. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê Jesus hierso oor die koninkryk. Wanneer hy praat van die saaiër. En in Matteus 13 vers 10 sê hy, en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? Hoekom is daar altyd stories? En kyk wat sê Jesus, hy sê, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Hoor mooi. Sodat julle die verborgenhede, hoor, die Engels sê, the secrets of the kingdom of heaven. Sodat ons daai geheime van die koninkryk van die hemele kan verstaan. Dat ons dit kan ken. En dan gaan hy aan in vers 12 en hy sê, want hy wat het jy al hierdie gedeelte gehoor? So berei jou geld. Hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, wat hy ook het. Praat hy van geld hier? Van wat praat hy? Hy praat van vers 10, sit gou vers 10 vir jou op. Hy praat van die verborgenhede van die koninkryk. Die geheime van die koninkryk. Jy sien, en wanneer ek en jy besig raak met die geheime van die koninkryk, sê hy hierso in vers 12, want dit wat jy het, hoor, dit gaan meer word. As jy 'n soeke het na die koninkryk van die hemele, na die koninkryk van God, dit wat jy het, die Here gaan vir jou meer gee. Maar wat sê hy? Hy sê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Weet jy wat sê Jesus eintlik? As jy nie belangstel nie, het jy eintlik meer as niks. Hy sê, hy wat nie het nie, van hom sal weggevat word wat hy het. Hy het niks. So as jy net nie belangstel in die koninkryk van die hemele, as jy nie belangstel in die koninkryk van God, hoor mooi, jy het minder as niks.
En haar geheimenisse sal nie geopenbaar word nie. Jy sal afgestomp wees, jy sal nie dit hê nie. En ek besef vandag in die tyd waarin ons lewe, is dit so belangrik dat ons sekere dinge moet begin verstaan rondom God en sy woord en God en sy koninkryk. As daar iets is wat ons baie van het is, wat Christene baie van het is wonderbeloftes. Wonderbeloftes. Ons verstaan en ons weet daar's beloftes, maar ons wonder wanneer gebeur dit nou? Ons wonder, is dit vir my? Is ek die gelukkige een wat vandag miskien 'n belofte kan ontvang? Maar hierdie beloftes is direk gekoppel aan die koninkryk van God. As ek nou gedink het, as 'n Suid-Afrikaner, kan ek in Suid-Afrika staat maak op die wette en die voorregte wat daar in die Verenigde Koninkryk is. Kan ek staat maak op dit? Want ek is nie daar nie. Ek is nie deel nie. En ek verstaan nie wat hulle doen nie. Hulle praat baie Engels. En ek raak elke keer 'n bietjie beter nou met my Engels, my liefie. Wat dink jy? Dankie. Maar dis omtrent dit. Maar daai koninkryk het geen invloed hierson nie. En as kinders van God, is dit vir my en vir jou belangrik om die koninkryk te verstaan. En te verstaan wat aangaan. Jy sien, hierdie geheime is gegee vir my en vir jou. Hierdie geheime van die koninkryk is vir ons gegee. As ons nou kyk, waarvan praat Jesus oor al hierdie goeders, en ons kyk wat dit vooraf gegaan het, waar hy gepraat het van die saaier wat uitgegaan het, en 'n gedeelte van die saad het op pad geval. 'n Ander gedeelte het op rotsagtige gebiede geval. Ander gedeelte het tussen die dorings geval. En weet jy waarvan praat hy? Hy praat van die geheime van die koninkryk van God. So val die saad op die pad, en mense steur hulle nie daaraan nie, en hy wat niks het nie, en niks verstaan nie, en niks belangstel nie, die voëls kom. Vat dit weg, was niks. Die wat tussen rotsagtige plekke val, dit klink lekker, en ja, dit is so goed, jy weet, maar daar's net nie diepte nie. Daar's net nie belangstelling nie. Geen net nie om nie. En daarom gaan daar nooit vrug wees nie. 'n Ander gedeelte het tussen dorings geval. En het saam met die dorings opgekom. En die dorings het eintlik hierdie goeie saad, hierdie geheime kom verstik, oorgeneem. En jy moet verstaan, dis presies die plan van die vyand. As daar een ding is wat hy nie wil hê nie, is dat jy die geheime, die verborgenhede van die koninkryk moet verstaan. Want hy weet, as jy dit gaan verstaan, dan gaan jy meer as 'n oorwinnaar wees. Jy gaan verstaan wat is lewe in oorvloed. Jy gaan verstaan wat se autoriteit het jy as kind van God in hierdie koninkryk waarbinne jy is. As jy dit gaan verstaan, dan gaan jy besef, hierdie plek waar ons is vir ons gegee, hoor, om te koloniseer, om die koninkryk van God uit te brei. Sien, partykeer dink ek die duiwel speel net so bietjie met ons. Om ons net so bietjie besig te hou. En as ons besig gehou word, dan voel ons goed daaroor. Maar eintlik sit die duiwel agter al hierdie goedjies.
Hy stuur sy demone om ietsie te kom doen en ons raak opgewonde en ons gaan na die demone toe en ons wil bevryding gaan doen en ons jaag hulle maar eintlik net na die ander hoek toe van die vertrek. Nog voordat ons daar klaar is, in daai hoek van die vertrek, daar raak hulle besig. Hardloop ons oor na daai kant. En as jy nou so besig is, met al hierdie dinge, dan kom jy op 'n plek waar jy voel, ek kan nie meer nie, ek het nie meer krag hiervoor nie. Ja? Want die duiwel speel 'n bietjie met jou. Hy maak jou 'n bietjie moeg. Jy vra die vraag, hoeveel keer moet ek hierdeur werk? Hoeveel keer moet ek hierdie ding hanteer? 1 keer. Dis die antwoord. Hanteer hom 1 keer. En ons moet verstaan dat dit wat ons het rondom die koninkryk van die Here, en waar ons dit plaas, hierdie geheime, gaan bepaal wat gebeur vorentoe. Kom ons kyk na Matteus 13 en ons lees gou vers 16. En hy sê so in vers 16, hy sê, maar julle oë is gelukkig, en Jesus praat met sy disippels. Hy sê, omdat julle sien, omdat hulle sien. Jou oë is gelukkig, omdat hulle sien. En julle ore, omdat hulle hoor. Vers 17. Want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien en het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie. Jy moet verstaan, geliefde, met hierdie geheimenisse, hierdie verborgenhede van die koninkryk, van alles wat Moses gesien het, het hy nie gesien wat ons sien nie. Van alles wat Dawid gehoor het, die man na God se hart, hoor mooi, het hy nooit die geleentheid gehad wat ek en jy het nie. Met hierdie verborgenhede wat in ons geopenbaar word nie. En jy kan vir my vra, maar waar is hierdie verborgenhede? Wel, die verborgenhede, as ek vandag vir jou sê, dis in die Bybel, dan help dit jou absoluut niks, as daar geen liefde is nie, om die wil en die hart van God te ontdek nie. So die Bybel is nie eers die antwoord nie. Maar dit is hierdie begeerte, na die koninkryk van God. Dis hierdie begeerte, om God se hart te verstaan. Dis die begeerte om God te ken. Dis hierdie begeerte om jouself oop te maak, om meer en meer deur die Heilige Gees gelei te word. Plan net so 'n paar bladsye terug in Matteus tot daar by hoofstuk 6 vers 33. Hoofstuk 6, net vooraf, praat Jesus oor hoe hy sorg vir alles. En hy sê, so sal hy vir ons sorg. Kan ons hierdie saam lees van die bord af? Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek, hoeveelste? Tweede, derde, vierde, vyfde. Nee. Soek eerste. Eerste. Meer belangriker as enigiets anders. Eerste. Jesus het meer oor die koninkryk gepraat, as wat hy van homself gepraat het. Jesus het meer oor die koninkryk gepreek, as wat hy oor enigiets anders gepreek het. Jesus het meer oor die koninkryk gepraat, as wat hy oor bevryding gepraat het. Jesus het meer, oor die koninkryk gepraat,
as wat hy oor die hemel gepraat het. En ek wil vir jou sê, kind van God, die koninkryk van God moet eerste in ons lewe wees. As kind van God is dit die belangrikste wat ek en jy moet hê. As jy vanmôre in besigheid is, moet jy vra, wat is die koninkryksbeginsels rondom my besigheid? As jy in 'n verhouding is, moet jy vra, wat is die koninkryksbeginsels rondom verhoudinge? Here, koninkryk. Ek soek eerste u koninkryk. Ek soek eerste u wil. Ek wil weet wat is die geestelike wette rondom hierdie verhouding. Ek wil weet wat is die geestelike wette rondom my finansies. Ek wil weet wat is die geestelike wette rondom my familie. Ons bid die Onse Vader. Ons bid, ons Vader wat in die hemele is. Wat bid ons direk daarna? Hoekom is hy nie heel laaste nie? Laat die koninkryk kom. Nadat ons met ons hemelse Vader praat en ons sê, ons Vader wat in die hemel is. Dis om te sê, Papa God, ek is hier, ek wil 'n gesprek tree. Ek wil kontak maak met u. En die eerste ding wat daar gesê word nadat daar kontak gemaak word is, laat u koninkryk kom. Eerste. Here, wat is u koninkryks beginsels vir hierdie kerk in hierdie dorp? Is dit om die grootste kerk in Sabie te hê? Nie noodwendig nie. Is dit my mooiste, dierste, oulikste, beste te hê? Nie noodwendig nie. Jy sien, want dit moet nooit die fokus wees nie. Soek eerste. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy gaan nie by eerste uitkom. Nie voordat jy soek nie. As jy dit nie soek nie, sal dit nie gebeur nie. Dis eenvoudig. Die koninkryk gaan nie op jou val nie. Die koninkryk gaan nie net een oggend daar wees nie. Die koninkryk gaan jou nie oorrompel nie. Dit gaan by jou begin. So wat wil jy hê? Wil jy dit moet so 50-50 wees? Ja, ek hou van wat ek hoor, maar ek hou ook van waar ek is. Ek kan so 'n bietjie van myself gee, maar so hier en daar 'n dingetjie wat ek nog nie wil doen nie. Ek wil nog nie vergewe nie. Jy weet, ek is nog kwaad. Ek is nog nie reg om hierdie ding te hanteer nie. Ja, ek hou van alles en al hierdie mooi en ek sal my laat doop want dit is daarom net so koue water vir 'n rukkie. Maar beteken dit nou regtig dat ek 'n keuse moet maak om nie meer te sondig nie? Regtig? Maar God sal my mos vergewe, man. Jy sien, ons kyk na disippelskap in Matteus 28 vers 19. En Jesus sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. En ek wil hê jy moet iets verstaan rondom die koninkryk van God. Daar's iets wat jy moet verstaan rondom disippelskap. Daar's iets wat jy moet verstaan rondom hier is die woord, dissipline.
in die koninkryk van God. Dissipline. Disippelskap is afgelei van die woord dissipline. As kind van God is daar sekere goed wat ek kies om nie te doen nie. As kind van God, omdat ek die koninkryk van God soek, omdat ek die koninkryk van God begeer, omdat ek meer wil weet, en omdat hierdie verborgenhede is net so verrykend, en om te sien waar God werk, en om te sien wat God doen, dis net so amazing. Jy weet, dit is anders as hierdie wêreldse koninkryke, ek wil nou sê koninkryhede, dit klink hier, koninkryke, dankie vir die juffrou daar nie gehoor, wat my gehelp het. Koninkryke, dis anders. Party mense sê, dis 'n onderste bo koninkryk. Want in hierdie koninkryk word jy geleer, hoor, om jou vyande lief te hê. Hoe? Of jou vyande te bid. Om hulle te seën. Ja. Hierdie koninkryk leer jou, dat wanneer 'n ou kom, en hy gee vir jou 'n shiner op die oog. Hy sê vir hom, dit lyk nou nie meer dieselfde nie, gee my nog een hier. Om nederig te wees. Om die minste te wees. Alhoewel jy die meeste is. Is hierdie koninkryk. Jy sien, en as ons kyk na hierdie woord soek, wat beteken dit om te soek? Wat is hierdie soeke? Om te soek is om te streef daarna. As om in 'n rigting te beweeg. Is 'n begeerte in jou om te sê, ek wil. Ek streef daarna. Om te soek is om dit wat jy soek, hoor mooi, te bestudeer. Is jy seker jy weet wat jy na soek? Bereken die koste. Studeer dit. Kyk wat is daar in dit wat vir jou voorlê in hierdie koninkryk. Om te soek, hoor, is om daai verwagting om te ontdek. Ek soek nie, want ek wil nie vind nie. Ek soek, en dis 'n begeerte meer as enigiets anders in my hart en in my, daar moet verandering wees. Ek soek iets, want ek het dit nodig. Om te soek, hoor mooi, is om te verstaan. Verstaan die wil van die Here. As jy iets nie verstaan nie, dan is dit nie in jou besit nie. Wat sê ek? As jy nie verstaan wat gebeur nie, dan kan jy nie dit claim as joune nie. Want hoe gaan jy dit verduidelik? Om te soek is om te leer. Meer en meer. Ek soek meer. Daarom moet ek meer leer. Ek gaan nie stil staan nie. Ek gaan nie sê, wel, dis nou genoeg nie. Nee. Want hierdie koninkryk wil ek vir jou sê, Romeine 11 vers 33 sê, o die diepte, dis so diep. Jy gaan nooit by die bodem uitkom nie. Dis net so diep.
Ek gaan aanhou leer en aanhou leer en aanhou leer en aanhou leer. En hoe meer ek leer en hoe meer ek ontvang, sê Matteus 13, wat gaan gebeur? Meer sal bygevoeg word. Te soek is om te bedink. Kolossense sê, bedink die dinge daarbo. En nie die dinge wat hier op die aarde is nie. Bedink dit. Dag en nag, sê vir Joshua. Mediteer op die woord. Mediteer op die koninkryk van God. En ons gaan by dinge kom wat ons nie verstaan nie. Ons gaan by dinge kom wat ons nooit geweet het hoe werk dit nie. Maar omdat ek dit bedink, is ek besig in my gedagtes en ek iets verander. Nou verstaan ek. Soek. Wat beteken dit om eers te stel? Jy maak prioriteit. Want daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Volgens die gelykenis wat Jesus vertel het, staan jy 25% kans van alle Christene waar die saad in goeie grond gaan val. Maar nie in die kerkie. Nie in die kerkie. Nee. Ek wil sê, daai ander persentasie, nee, is nie so nie. Maak 'n prioriteit. En my eerste te stel is om 'n beginsel vas te wees en te staan vir wat jy in glo. Om dit eers te stel beteken om dit voor alles te plaas. Daar's niks belangriker as wat die Here nou vir my sê nie. Dis die mees belangrikste. Om dit eers te plaas, hoor mooi, jy stel dit hoog op prys. Die hoogste waarde. As ons vanmôre bid, laat die koninkryk kom. Dan wil ek dit bid, want dis ons begeerte om die koninkryk van God te verstaan. Dis my begeerte om die koninkryk van God gemanifesteerd in ons dorp te sien. Dis my begeerte dat die koninkryk van God die eerste plek inneem in ons lewens. Ek wens mense wil dit vir mense sê wat hulle harte vir die Here gee op daardie oomblik. Want ons die hoogste prys het ons die hemel gemaak. Vir iemand wat hulle hart vir die Here gee. Terselfdertyd word daai deur oopgemaak, want die vyand wil daai persoon weghou van die geheime van die koninkryk af. Ons moet leer. Ons moet soek. Ons moet onsself oopmaak. Kinders van God, vir dit wat jy het tot nou toe en wat jy ontvang het. Hoor mooi. Die Here wil vir jou meer gee. Hy wil hê jy moet verstaan. Hy wil hê jy moet in oorwinning staan. Hy wil hê jy moet in oorvloed en lewe voortgaan. Beteken dit maar gaan nooit sleg gaan met ons nie. Ons gaan soms sukkel. Maar ons gaan nie sonder die Heilige Gees sukkel nie. Want hy is met ons en hy gaan ons alles leer wat Jesus gesê het toe hy hier was.
Ek sal nie bang wees nie. Ek gaan so 'n bietjie opgerof word. Maar is okay. Ek gaan beter aan die ander kant uitkom. Jy sien, want dis die koninkryk van God waarna ek behoort. En waarna jy ook behoort. En ek wil met hierdie eerste dag van die maand, wat ons gaan ingaan om meer te leer rondom die koninkryk van God, wil ek jou uitnooi om gaan Google Kingdom of God, die koninkryk van God. En berei jou hart voor vir wat die Here in hierdie maand vir jou wil sê. Berei jou hart voor, gaan luister na. Wat sê mense oor die koninkryk van God? Gaan doen 'n studie, gaan in die Bybel. Gemaak 'n lys van oral waar Jesus praat van die koninkryk. Gehoor wat sê Jesus van die koninkryk. Gehoor wat sê die woord rondom die koninkryk. Want meer as ooit van tevore, kinders van God, is dit belangrik dat God se heerlikheid manifesteer in hierdie plek waar hy ons geplaas het. En vir jou kan dit wees, en ek weet nie waar jy noodwendig vandaan kom. Gaan dit kom half van Oorigstad af. Dis die mensie van Graskop. Willem is daar by die boere. Wat is in die makadamie en die erwes. Hoor jy? En waar ook al jy is, daai lig moet skyn. Die koninkryk van God moet gemanifesteer word. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis al wat van ons verwag word. Hoor mooi, sit geraap. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Kom maar. Jy sien, daai eerste gedeelte begin by my en jou. Die tweede gedeelte en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis nie in jou hande nie. As jy die eerste doen, dan volg die res. Dis wat God doen. Is so mooi. Dit beteken, wat jy eerste doen, aktiveer dit wat kom. So kom ons aktiveer dit. Amen. Gewoon Hans vra en Andrew het nou, toe maar. Ok, ekskuus. Kom help ons met tafel asseblief. Dankie. En terwyl ek nou so vir dit kyk, toe kom maar 'n liedjie in my hart op. Voordat jy beweeg, wag eens. Hy liedjie wat sê, we gonna worship the King. We gonna praise his name. Weet jy wat sien ek? Ek sien, wanneer ons besig is met die koninkryk, hoor, die koning kom. We gonna worship the King. So vanmôre, terwyl hulle uitdeel, julle kan hom maar uitdeel, dankie. Ontvang die broodjie. Ontvang die sappie. En as ons nou saam gaan gebruik ons dit saam as kinders van die Here. Ons gebruik dit want Jesus het sy lewe neergelê vir my en vir jou. Want dit was sy plan gewees oor hoekom hy gestuur was. Dit was sy plan gewees om hier te kan wees. Okay? Dis waaroor dit gaan. So ek wil vanmôre vir julle, terwyl jy jouself regmaak, die koninkryk van God was die plan gewees van God vir ons hier op aarde. Anders sou Jesus dit nie gepreek het nie. En soos wat ons nou deel het aan dit, en soos wat ons nou gaan deel hê aan die liggaam van Christus, hoor mooi, het ons deel aan God se plan vir ons hier op aarde.
Wil jy gou half onder toe kom en sommer vir jou kry nie, het julle al daarbo? Dit maak dit gou gemakliker net om dit so bietjie te bespoedig. Nee. Die is welkom. Dis so. Dis so. Dankie. Dankie, Jantie. Ek kyk so kort boodskap hier op die foon. En as die man wat praat en ek hoor wat hy sê, hoekom probeer ons so hard om goedkeuring te kry by al hierdie wêreldse dinge en wêreldse mense? As dit hierdie wêreld was, wat 'n perfekte mens Jesus geoffer het en gekruisig het. Ja. Hoor jy dit? Ek is so dankbaar vir die koninkryk. Want as ons nie die koninkryk gehad het nie, dan was ons in die moeilikheid. Halleluja. Sit my dankie. Kom ons neem die brood. Was Freddy, kom gou af. Kom gou af. Ek kon nou, hy wou vir my ietsie gesê het van hierdie broodjie. Kom gou af. Is jy reg? Of nog nie? Volgende keer? Of nou? Nou, kom. Kom. Kom gou. Kom, staan hier langs my. Jy gaan onthou. Vat hierdie broodjie. Hy sê, waar kry ons hierdie broodjies? Hy sê, het jy al gekyk op hierdie broodjie? Vat 'n broodjie daar so, ek weet dit nou. Vat daai broodjie. Onthou jy nou wat jy wou sê? Wag, wat is nommer 7? Dis perfek. Wat is daar? Hy sê, kyk na daai broodjie, kyk na jou broodjie. Ja, kyk na die broodjie. As julle kan sien hoeveel gaatjies is daar? 7. Wat beteken 7? Dis perfektheid. Die gesondheid. Die liggaamsbreek van Jesus wat hy gebreek het. Neem ons elke dag in. Ja. Ek voel goed daarmee. Ek bly dit onthou. Dis die volmaaktheid wat jy inneem. En ek weet nie wie maak hierdie koekie nie, hoor. Maar dit klink vir my die Here het 'n plan gehad. Amen. Here, en wat ook al die plan is met hierdie koekie. Ek weet jy het 'n groter plan met elkeen van ons lewens. Deur die perfekte offer te geword het vir elkeen van ons. Dankie Jesus. Net so hierdie bloed. Ons niks kort in hierdie bloed nie, inteendeel. Hierdie is so kosbaar. So groot prys wat hiermee betaal was. En jy moet vanmôre verstaan hoe God jou op prys stel, hoe God jou op prys stel. Nie net om deel te wees van die koninkryk nie, maar om jou sy kind te noem.
Dankie Jesus. Hy wil nou loop. Kom. Kom. Staan hier in die senter. Staan hier in die senter. In die senter. En nou wil ek hê jy moet vir die mense bid. Maar ek wil hê met jou hande so uitstrek. Liewe Vader, ek wil net vir U sê, Here, dankie. Dankie dat ons U woord kon ontvang het vandag, Here. Dankie dat ons as broers en susters so 'n wonderlike pappa het. Here, daar waar ons U nodig het. U was klaar daar gewees. En so wat ons as kinders van U, Here, wil ek vra, Here, dat ons kan begin om ons eerste stap te vat en terug te vat wat van ons gevat was. En daarom wil ek vir U sê, Here, dankie. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Daar waar jy sit, Wie het gebed nodig vir genesing? Steek net jou hand op. Sê, hou dit net gou op. Ek wil net hê mense om jou moet net gou hulle hand op jou lê, daar waar jy gebed nodig het vir genesing. Asseblief steek net jou hand op, gou weer. OK, kom ons kry ons beweeg gou rond, daar so kyk daar agter. Net daar agter, dankie. Wie nog? Waar nog? Waar nog? Waar nog? Waar nog? OK, waar nog? OK. Mens kan wees om jou hand op te steekie. OK. En vir Dorien. Ja, asseblief, daar so by Dion, soos mense daar kan kry. Asseblief, enigiemand. Enigiemand. En al wat ons bid. In the mighty name of Jesus. Here, is nie ons woorde wat ons spreek nie. Dis nie hoe lank ons bid nie. Dis ons volle vertroue in U. Dat U ons geneesheer is. Ons is klaar met wonderbeloftes. Ons vat nou U genesing. Ons stuur nou U genesing met hierdie woord. En Here, U sien en U weet. En U doen die werk nou volkome. Soos wat U offer volkome was en is. Completeness. 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 In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Kerk, ons moet begin bid. Sjoe. Ons moet begin bid. Ek weet nie hoe dit vir jou lyk, maar dit voel of my hare regop staan. Van wat ek voel, staan my hare regop. Ons moet begin bid. Ons moet begin bid. Ek en Renske praat so in die week. Sy stuur vir my 'n video, Michelle vir my 'n video gestuur het ook van mense wat gedoop word. Weet jy wat voel ek? Ek voel ons gaan 'n massa doop hê in Sabie. Ons gaan 'n massa, nie hier nie, want hier gaan nie genoeg plek wees nie. Ons gaan 'n massa doop hê in Sabie.
Ons manier van hoe ons dinge gedoen het, kan nie tussen hierdie mure bly nie. We have to take it out. Ja. Ons gaan saam koloniseer. Met die koninkryk van God. Amen. Oh wel. God is met jou. Mag jy hierdie week in oorwinning gaan. Mag jy regtig waar net sy heerlikheid ervaar. Elke plek waar jy jou voetsool neersit, word gekoloniseer. Elke plek. Amen. God is met jou. Ek groet jou daar agter by die deur.